Julle weet presies wie julle is. Julle weet presies waarvan af julle kom. Julle verstaan die reën van gisteraand, julle verstaan die perde en die vlae wat gedra word. Maar wat is ons plek in die totale wêreld konteks? Ek praat by Vredefort Koepel vorige jaar en hulle sê vir my generaal De Wet het hier met sy perde gekom toe die oorlog verby is. En dit was die eerste plek wat die boere bymekaar gemaak het en sê kom gooi julle gewere hier neer. Daar is nou vrede. En toe hy daai hoop stapel gewere sien, dat hy vir sy mense gesê het, nie eers die grafte van sy kinders en vrou en ma, hy het hom seer gemaak, soos die graf van sy volk nie. En ons sit in ween oor die laaste 30 jaar met soveel rede. Ons is geslaan, ons is onwelkom in ons eie land. Hoe meer ons vorentoe probeer en iets probeer opbou, hoe meer word dat teen ons geveg. Ons het rede om platgeslaan te wees. Maar toe ons soos Raka, wat voor die hekke lê en die rieme pap is en die hek is oop, en ons volkslewe is oop, en almal vertrap ons, en van pure moedeloosheid, raak ons maar deel van die wêreldbeker en dit wat die Springbokke vir ons kan bring. Maar dit wat ons volk maak, dit wat ons maak, is daar een dag in die jaar, wat ons oor dit mag praat. Wie is ons volk? Wie is ons God? En toe alles uit mekaar uitgeruk word, en nie en ek het nie antwoorde nie. En ons het nie hoop vir die toekoms nie. Ons kyk maar so ver soos elke dag vir ons bring. Skree daar 'n stem uit die Withuis. 'n vreemde stem, wat nooit namens ons moes praat nie. En hy sê, laat die Afrikaners na my toe kom. Ons maak ons hekke vir hulle oop. Net die Afrikaners. En hy sê ook wie ons is. Hy sê ons is die mense van die Hollanders en die Franse en die Duitsers. Sodat almal presies weet wie ons is. En ons volk word met ons broek op ons knie gevang. Want ons was nie reg daarvoor nie. Wie kon ooit dink dat die magtigste huis in die wêreld, voor die kameras reg oor die wêreld, ons volk by sy naam noem? Want daar's een ding, die Here het 'n plan met ons. 'n groter plan is wat ons ooit kan dink. En ek wil die vinnig vra om deembeeldig saam met my in die laar te gaan van Bloedrivier. En dan moet ons nie vergeet nie, jy weet die voorhuis was man en vrou en kind met opgewondenheid, maar met 'n sterk sin van realisme. En op die einde van die dag gaan onderhandel het vir grond. En verwagting gehad het dat dit goed gaan uitwerk. En toe staan Afrika voor hulle. Die Verenigde Afrika, soos wat ons hom nou oor die laaste paar jaar leer ken het. Die Afrika wat voor Brendan gestaan het, die Afrika wat voor duisende boere gestaan het, en nog voor baie van ons gaan staan. En Bloukrans en Wenen vind plaas. En die voorhuis lê verstrooi by Winberg, die mekaar leierloos getraumatiseer. Daai jare geen sielkundiges, geen antidepressante nie. Helfte van hulle kinders is verskeer en weg, ouers, paas, oumas is dood. Februarie dit gebeur. Vir 'n hele jaar staan die voorhuis in 'n laars, soos ons nou vir 30 jaar. Leierloos, koersloos. Vra, wat maak ons hier? En hier kom 'n man, en hy doen die volgende. Hy beplan waar, wanneer, hoe, tussen die rivier, tussen die donga. Ons trek laars soos met vegkop wat ons geleer het. Ons sit die beeste in die middel, soos met vegkop wat ons geleer het, wat hulle nie gedoen het nie. Hulle sit doringtakke en hekke, niemand kan inkom nie. Hulle maak planne. Hulle doen alles wat hulle kon om seker te maak, hulle bring die oorwinning. En toe gaan hulle na God toe. Want ons moet alles doen wat ons kan, maar ons moet bid, want alles hang van God af. Die Zulus val aan in die nag. Dis hoekom die voorhuis die lanterns gehang het aan die sweepstokke, sodat hulle kan sien kom. Maar die mis maak die kruit nat, niemand sou kon skiet nie. Dis waar die eerste wonderwerke al begin het. Gaan hoor jy dat die historiese
Ouens van die Zulus sê, die Zulus het in hulle duisende om die laar gesit. Wou nie storm nie, want daar was wit wesens bo die laar. Nou die Engels het vir ons geleer, nee, dit was met die lanterns wat in die wolke so gemaak het. Daar was wit wesens wat ons opgepas het. Maar kan jy je voorstel, vir die hele nag, in daai laar, jy ruik die Zulus, ons weet mos, ons ruik hulle. Jy hoor hulle bene in die graste rond beweeg, saggies, jy hoor hulle stemme praat. Vir die hele nag sit daai vories en wag. Soos ons vandag. Ons wag in die laar. En ons hoop. En dit wat ons vir ons kinders moet sê is, wie wag? Want jy weet uit die Griekse beskawing het daar 'n wysheid gekom van wat maak jy hier? Wat doen jy hier? Maak al sin. Het jy nodig om geloofsfeeste te kom? Het jy genodig om iets te weet van jou mense? Wil jy 'n verskil maak? Of gaan jy maar net aan en drink partytjies hou en 'n goedkoop lewe leef, soos wat so baie van ons mense maar net aanvaar? Waaroor is jy hier? Het die Grieke ons geleer. Toe gaan haal ons by die Romeine. Hoe regeer jy? En hoe werk 'n regstelsel? Toe veg ons vir 80 jaar teen die Spanjaarde onder die prins van Oranje. Vir 80 jaar. Omdat ons godsdienstvry wil wees. En na die 80 jaar was daar bitter min jong mense hoor. So die koning roep Vikings om te kom boer in die vlakke lande van Vlaanderen. En hulle noem hulle boere. En van Riebeeck land in die Kaap. En die staatsamptenare kon nie boer. En van Riebeeck stuur 'n brief terug en sê, stuur vir ons boere, laat hulle kom boer. En die VWC gaan haal van die Vikings en bring hulle Kaap toe. En toe kom die Franse. En Adam Tas staan op teen Willem Adrian van der Stel. En die historici sê, binne 2 jaar sou daar nie een boer meer kon boer in die Wes-Kaap nie. Die Kaap van Goeie Hoop nie. Adrian van der Stel het alles oorgeneem. Al die kos verskaf aan die skepe. Almal sou bankrot gewees het en teruggegaan het Nederland toe. Adam Tas staan op. En in die hofsaak beskuldig hy die gouverneur van al sy aanklagtes. En die gouverneur word kwaad en hy skreef vir hom, dis aangeteken in die hofstukke. En hy vloek Adam Tas en hy sê, jy is 'n boer. Wat weet jy? Eerste keer dat 'n boer aangeteken word daar. Jaar later hoor die vrye burgers, Adam Tas is vrygelaat. Nadat hy in die donker gat was vir amper 13 maande. Dis wat Adam Tas vir ons betaal het. En daai oggend, toe hulle hoor Adam Tas is vrygelaat, storm 6 jong seuns Dorpsstraat af in Stellenbosch. Gekuier natuurlik deur die hele nag van blydskap. En die Duitse magistraat jaag hom en hy skreef vir hom, ons gaan vir julle vang. En die jong seun van 17 skree, jy het geen mag oor my nie, ek ben een Afrikaner. Die eerste keer dat 'n Europeër hom Afrikaner genoem het. So het ons gegroei. En ons het die woeste wêreld ingetrek saam met die Hottentotte en die Boesmans die wêreld leer ken. Verder van die Kaap af, al hoe verder, van die beskawing af. Het is belangrik om te onthou vir die jong kinders wat hier is. Die beskawing was die Kaap. Stellenbosch bietjie beter. Toe ons by Swellendam kom, word ons meer boer, word ons meer Afrikaner. Graafreinet. Amper 100 jaar later en 800 kilometer verder loop ons die eerste swart man raak. By die Visrivier. En toe kom die Engelse en voeter alles vir ons op. So nee, ons het nie grond gesteel nie. Ons was boer en Afrikaner lank, voor ons met die Zulus gepraat het. Maar so sit ons in die laar van Bloedrivier. En ons ken ons pad tot daar. Maar nou kan ons verder gaan as die wat daar gesit het. En vir mekaar sê, wat het toe gebeur? Wat is ons nie alles deur nie? Potgieter het getrek, potgieters rus, noorde op. Ons het republiek vir republiek gestig. Want 1866 kry die Zulus sy eerste groot koning na Dingaan, want Panda was nooit aanvaar deur hulle nie. Cetshwayo roep die voorries by mekaar en sê ek wil hier in die middel van die laar met julle 'n ooreenkoms maak.
en die Fories daarop, en die Zulus en die Impies daarop. En hulle pak klippe, vir die wat by Bloedrivier was, daai klippe wat daar is nie, dis die plek. Die klippe is deur die Zulus en die boere gepak, op 16 Desember 1866, met een ooreenkoms. Die Zulus het gesê, ons mag nooit weer met mekaar veg nie. Op een voorwaarde, julle boere mag net Zulus aanstel om vir hulle te werk. In die tyd wat die voortrekkers gewag het, na Pieter Tief se dood en Bloedrivier, het hulle honger geword. So die voortrekkers het 5 waans gevat, en vir hulle self gesê, hulle gaan na die Zulus toe gaan en ruil, hulle het vee, maar hulle het nie iets anders om te eet nie. En hulle kom by hierdie hutte aan, met klein Zulukies, onder 5 jaar oud, maar geen volwassenes nie. En die hutte staan oop, en daar is al die kos, sorghum, ons weet ons wat was sorghum sy eerste naam, maar daar is die sorghum is daar, en hulle laai maar die kos op, maar wat anders moet hulle doen, hulle laai die kindertjies saam op, en hulle kom met 5 waans vol Zulukies, by die laar aan, en hulle lood hulle uit. Wie moet nou hierdie kinders groot maak? Maar daai 2 kilometer strook, waar daar geen volwassenes was, behalwe die kinders nie, het Dingaan almal laat doodmaak, omdat hulle nie vir hom gesê het, hulle het sy Nguni beeste daardeur laat lei, toe dit gesteel is nie. Dis ook die Fories dit gaan haal het. En as ons as gelowiges weet ons, dis nie moontlik dat jy in daai 2 kilometer daai mense wegvat om daai kos vir die Fories te gee nie. Jare later ontmoet ek vir president Zuma. En president Zuma sê vir my, julle boere is die rede dat ek hier is. Want weet jy, my voorgeslagte was op daai wa gewees, wat julle voortrekkers mee kos gemaak het. Tot Zuma weet het. Maar ek moes nou my geskiedenisboeke hardloop om het te gaan soek. Tot Zuma weet het. Met die koning se inhuldiging van die Zulus na die dag, het ek die voorreg gehad om die koning geluk te wens. En die eerste ding wat die koning vir my sê is, die groot fout wat ons gemaak het, was om Pieter Tief dood te maak. Ons is jammer daaroor. Ons moet teruggaan soontoe, dat ons as 'n gaie kan was. Dis nou die dag. Ons is nie vergeet nie. Ons plek is nog net so sterk soos altyd. Maar daarna, van stig ons republiek vir republiek, want toe kom die 2 prinse wat beklei, toe die koning dood is. Een prins kom vra die Fories om te help, generaal Meyer. Generaal Meyer help die Zulus, die prins, en hulle wen nie aan 'n prins. En die nuwe koning van die Zulus gee die hele noorde van Natal, Republiek Vryheid, vir die boere, as 'n geskenk. Ons het nie 'n meter gesteel van hierdie grond. En hy stig die Republiek Vryheid, wat later ingelyf is in die ZR. Toe ken jy die Eerste Vryheidsoorlog, die Kimberley wat ons moes gee, van die diamante, vat Kimberley, los asseblief dit uit. Ons wil net onsself regeer en vry wees. En dis die lyn wat dwars deurloop van die 80-jarige oorlog af. Ons wil niemand pla nie. Los ons uit op ons plaas. Ons wil self oor onsself regeer. Ons wil oor niemand regeer nie, behalwe onsself. En toe die verskroeide harde beleid met die Boereoorlog. Jy weet, ek was altyd 'n groot ondersteuner van die Bitreinders stryd en die Bitreinders, want dis wat ons moet glo. Tot ek by die Boereoorlog Museum hoor, ons sou 6 miljoen meer boere gewees het, as ons 1901 die oorlog gestop het. Met al die kinders, 25.000 kinders wat dood is. Dan weet ek nie meer of dit so goeie besluit was nie. Want die mense wat dood was, is die geen van die boer. Dit was nie die Johnner en die Hanshopper en die ou wat nie geveg het nie. Dis die room van ons volk wat uitgewis is. Ons sou met ander woorde nie net amper 900.000 mense gewees het wat nee gestem het in die referendum 92 nie. Ons sal dalk 'n hele paar miljoen gewees het. En dit is wat ons moet leer uit die verlede. Want ons het daai kennis nou nodig vir die toekoms. Dit help nie ons beklei nou oor dit nie. Ons moet dit gaan leer wat ons uit die verlede kan hê. Oom Paul se 200 jaar hierdie jaar. Neem maar die verlede wat goed is en bou daarop die toekoms, maar leer ook daaruit. Die rinderpes, die verskroeide aarde,
die depressie. Ons volk was platgeslaan gewees, vir die Engelse, wat ons base was gewerk, en die Jode, en stelselmatig weer ons vryheid gekry. En hier gebeur die vreemdste ding ooit in my hele lewe. 'n President in Amerika, in die Withuis, staan op vir ons. Dit kan mos nie net 'n menslike ding wees nie. Dit kan niks anders wees as die ingryping van die Here, wat sê Afrikaner, ek het jou nie vergeet nie. Hou op, beklei met mekaar. Vat hande. Julle tyd kom. Die feit dat ons nou vlugteling status kan hê in Amerika, is seer. Ek en Johan het nou die dag gaan kyk, hoe lyk dit? Toe staan daar 300 mense in wag om te vlug uit hierdie land. En al wat ek onthou is generaal De Wet se gewere wat voor hom gelê het. Is dit 'n sterwende volk hierdie? Nee. Dis 'n volk wat met sy geloof vorentoe gaan. Ek kan nie vir sê hoe vol kindertjies daai saal was nie. Mamas en papas en kleintjies wat heenkome soek in die FSA. Ons kan hulle nie net laat gaan nie. Ons moet hulle met 'n mandaat en met hoop laat gaan. Gaan. Nie een van ons wat hier sit kan môre vir iemand sê, dit wat met Brendan gebeur, dit sal nie met jou gebeur nie. Ons is almal in lewensgevaar. Al bly in Silver Lakes met jou mooi mure om jou. Jy het geen idee hoe lyk Afrika wat vir jou kom nie. So as jy kan gaan en 'n lewe skep in veiligheid, gaan, ons stuur jou. Maar dan bly jy getrou aan jou volk. Jy gaan oor as 'n ambassadeur. Jy bou 'n eerbare wêreld vir jou. Jy is invloedryk soos wat net jy kan wees. En jy vertel die mense waar jy is, wat in hierdie land aangaan. Australië is, of Amsterdam, of Washington, of Miami. Jy bly 'n boer, want ek sê nou vir jou, julle gaan terugkom. En ons moet seker maak julle kom terug. Want hierdie land gaan val, so seker as ek hier staan. Hierdie land is op sy einde. Oor 5 jaar van nou, as alles uitmekaar uit is, die Israelitiese bestel vat, om in te beweeg, weer te vat wat ons in is, deur kibboetse, kerngebiede, maar dan het ons wat nodig? Dan het ons groot geld nodig van die buiteland, want die rand gaan niks werd wees nie. En wie gaan vir ons daai geld gee? Ons mense in die buiteland, ons mense wat finansiëel sterk is, maar nie net geld nie, hulle het die nuutste kennis, dis ingenieurs, ons soek nuwe finansiële sisteme, dis kriptos. Waar is ons boere reg oor die wêreld? Dan kom julle van 2030 af en julle leer ons wat se geldstelsel ons moet hê om 'n superstaat te bou in die wêreld. Want so seker soos wat ons hier sit, as Europa val, want hy's nie ver van val nie, waartoe gaan daai mense kom? En die wat sieners so goed lees, dalk is hy reg, want hy sê presies dit. Hy sien nie Europa na ons toe kom. Dan moet ons nie 'n gevalle staat meer wees nie. En dis hoekom ek in my siel oortuig is daarvan, dat u wat hier bly en u wat gaan, 'n enorme rol het om te speel in die raadsplan van God. Afrikaner, God is nie klaar met jou nie. Die Here het 'n mooi pad vir ons. Ons moet nou positief wees, mekaar sterk maak, lief wees vir mekaar, ophou beklei en stoei onderling. Mekaar se hande vat, want ons het 'n land om te bou, 'n land vir die Here. Want so seker as wat ek hier staan, daai land kom. En ons mense in die buiteland gaan vir hom opbou. Baie dankie.